Goeienaand vriende, ek hoop hierdie ene gaan werk. So 'n bietjie tegniese probleme gehad met die vorige opname. Ek het vroeër 'n video gemaak en ek edit nie my goed nie. Ek sit dit op soos wat ek dit opneem. Vanoggend het ek opgestaan in die oggendure om te werk, nie met die intensie om enigiets te doen anders as om werk te doen vandag nie, en my intensie was definitief nie gewees om 'n opname te maak nie. Maar ongelukkig het daar 'n insident plaasgevind wat ek voel belangrik genoeg is dat ek 'n opname maak daaroor en ek 'n stand inneem relevant tot dit wat gebeur het. Ek verkondig oop met 'n oop gemoed, sonder twyfel. Ek glo in die God van die Bybel. Ek glo in die Messias wat die evangelie vir ons van vertel, wat voorspel is in die Ou Testament. Ek glo in die werke van die Heilige Gees in my lewe en almal se lewe. Maar so glo ek ook in Satan se werke wat tot volheid kom deur valsheid, vals doktrine, valse werke en soveel skade. Maar ek moet voorbegin. Ek het in 'n huis groot geword waar die kerk nie regtig 'n ding was nie. My ma was die ene wat maar meestal gevoel het ons kinders moet in 'n kerk groot word. Maar die pogings het nie tot veel gekom nie. Ons is in 'n baie jong ouderdom is ons toe in 'n koshuis gesit en ek het in daai tyd, die ou tyd se Suidwes-Afrika groot geword en ons is koshuis toe en in die koshuis was dit 'n voldonge feit jy moet kerk toe. Die norm was dat ons of moes kies ons gaan NG Kerk toe of gereformeerde kerk toe. Ons was maar saam met die vriende gegaan en ek is NG Kerk toe en ek het in die laerskool het ek die NG Kerk bygewoon en sonnaarskool geleer en so het ek hoërskool toe gegaan, Windhoek Hoërskool en daar was ek ook in die NG Kerk en 'n goeie vriend van my wat na 'n ander skool toe gegaan het nadat ons uit die laerskool uit is, het gereformeerde kerk toe gegaan en ek het verander na die gereformeerde kerk toe. En so het ek blootstelling gehad aan beide. As kind is dit maar eintlik waar die invloed van die kerk in ons lewens geëindig het, want in ons huis was dit nie maar 'n groot ding om kerk toe te gaan nie. Ek het as jongman 16 jaar op polisie toe gegaan en die polisie was dit ook 'n ding gewees in die college dat jy aan een of ander kerk behoort en ek het daar weer NG Kerk toe gegaan, ek het daar gekatkeseer en deurgegaan en dit was maar die kerk wat ek toe kies. En in die polisie het jy die werk gedoen en ons het elke dag geleef en ons ding gedoen en die kerk was nie regtig 'n prioriteit gewees nie want ons is verkondig dat jy vergewe word. Jy moet as jy gesondig het, moet jy jou getuienis gee, jy moet sonde belydenis doen aan Christus en jy sal vergewe word. En so as polisieman het ek my lewe gelewe en die kulturele tradisie het geword, jolige jongmens lewe. En so het ek maar wanneer ek skuldig gevoel het ek kerk toe gegaan en ek het 'n Sondag of 2 of 3 miskien het ek kerk toe gegaan en so nou en dan as ek skuldig voel het ek kerk toe gegaan en gaan skuldbelydenis doen en jou waarlik ek is vergewe sê die kerk. So het ek uit die polisie uit gegaan, ek het privaat sektor toe gegaan en deur die jare het ek soekend geraak. NG Kerk toe en Dopper Kerk toe en ek kon net nie die antwoorde kry wat ek gesoek het nie en dan verval ek maar weer in my sondige lewe. En Sondag het ek sondig gegaan. Ek het diep gegaan, ek het groot gegaan. Want kultureel is dit mos oukei, veral wanneer ons kyk na ons kulture van vandag. Tot omtrent 9,5, 10 jaar terug, het ek eendag opgestaan en besef ek is besig om 'n vernietigende lewe te lei. In my kantoor aangegaan, op my knie gegaan, my sondes bely, met die Vader 'n gelofte gemaak. Deel van die gelofte is waar ek hom gevra het, Vader, lei my, wys my. Vat my daar waar U my wil hê. Wys my U wie. Ek het die ongelooflike voorreg gehad om nog my pa
daar te hê. Hy was op sy sterfbed, hy het 'n lang sterfbed gehad, emfyseem gehad, tyfus gehad, 2 vernietigende siektes. Maar my pa, oud prediker, het my gelei met raad, my nie probeer beïnvloed nie, maar my gelei met raad, my soveel goeie advies gegee, maar my toegelaat om self te soek. En in hierdie stryd van my om die waarheid te vind, is ek gelei en het ek besef dat as ek wil weet wat die waarheid is, en my ore nie wil uitleen aan mense dinge nie, wat teen die tyd vir my 'n probleem was in die kerke, dan moet ek gaan soek by die begin. En dit het my gelei na die Hebreëse taal. Ek het begin om die Hebreëus 'n studierigting te maak, 'n ongelooflike komplekse taal. Ek het geleer om dit te lees, en ek het begin lees om die intricate gedeeltes van die Hebreëse literêre struktuur te probeer verstaan en te begin begryp. En baie vinnig was ek gekonfronteer deur dinge wat ek in die kerk geleer het, teenoor dit wat die Hebreëse teks vir my sê. En ek het vinnig besef dat, wanneer jy kyk na die Hebreëse teks, dan is dit teenstrydig met baie van die dinge wat die kerk sê. En so, terwyl ek hierdie studies gedoen het, kom COVID, wat 'n ongelooflike voorreg vir my gewees om in COVID tussen 12 en 16 ure 'n dag te kan spandeer, en elke dag te kan spandeer in die studie van die Bybel, die Hebreëse teks, en ek begin toe met eskatologie, en begin fokus op die profetiese boeke, relevant tot die Hebreëse teks, en dit wat die Bybel sê. En lo and behold, wat 'n skok was dit nie om te sien die woorde wat ons in die Afrikaanse Bybel sien, dat baie van daai woorde het nie eers relevant tot die konteks wat jy in die Hebreëus kry nie. Maar so swat ek hierdie goed en ek begin mense vertel daarvan. En so begin ek besef, maar mense wil dit nie hoor nie, want ek is besig met valshede. Hoe die een nou vir my gesê in die hervormde kerk, pas op, hierdie Hebreëus gaan jou nog hel toe vat. So het ek begin besef dat my vriende word minder, familie word minder, verhoudings word minder, soveel so dat dit 'n handjie vol word. Maar ek het 2 of 3 vriende gehad wat diep in my hart was, wat nog steeds my vriende was. Maar binnekort het een van die 3 het ook agterweë geraak, maar daar was daarom 2 wat gevolhard het as vriende. En so het ek hierdie pad gewandel, en ek het onder geen omstandighede dwing ek my geloof af op enigiemand nie. En ek konfronteer niemand anders oor sy of haar geloof, tensy hulle dit 'n debatpunt maak. Maar kort word ek gekonfronteer deur een of ander Christen denominasionele gelowige wat vir my probeer vertel dat ek verkeerd handel en verkeerd is om te soek na die waarheid, dat ek moet glo in dit wat die predikant vir my sê van die preekstoel af, dat hulle reg is. Wat nie vir my sin gemaak het nie, is dat hierdie predikante se doktrines is gebaseer vanaf dit wat leerders of leermeesters hulle geleer het, vanuit 'n era uit, waar die enigste bron wat hulle gehad het, was die Bybels wat hulle gehad het. Waarom vandag se dae het ons Google Search en Blue Letter Bible, en ons het eSword, en ek kan die Hebreëse teks download, en ek kan dit analiseer, en ek kan sien wat dit vir my sê, en dit strook nie. Maar ek moet volhard met my glo van hierdie mense doktrines. So word ek vanoggend in hierdie gesprek met my vriend gekonfronteer en beskuldig dat ek die Joodse wette navolg en dat ek mense mislei. So kom ons antwoord dit gou. Punt nommer 1 is een van die valse doktrines wat deur die kerk vir die mense vertel word, is dat die Ou Testament die Joodse wette is. Luister wat ek sê, is dat die Ou Testament
die Joodse wette is vals. Vals tot in die hel. Ou Testament is nie Joodse wette nie. En dat ek Joodse wette volg? Vals. Volg nie Joodse wette nie. Jy sien die kerk in die dwaling wat hulle bring, in die valsheid wat hulle bring. Nou weet ek nie, ek is van die opinie dat baie van die kerkdoktrines gebaseer is op opsetlike dwaling, om mense te hou in hierdie huisie wat hulle geskep het, ten einde die beursies vol te hou en die kollektebakkies vol te hou en ja, bestaansregte hê. Ek dink 'n groot deel daarvan is pure laksheid van predikers om die waarheid te gaan soek ten spyte van die verpligting wat God op hulle sit om die waarheid te gaan soek. Wat dan by implikasie hulle vals profete maak. Jy sien, want as jy eerlik is en jy weet waarvan jy praat en jy het jou huiswerk gedoen, sal jy besef dat daar groot verskil is tussen die wette van God, die Ou Testament, en die Joodse wette. Wanneer ons kyk na Markus 7, word dit aangehaal om te sê, sien jy, ons mag enige kos eet. Dis vals. Dis nie waar Markus 7 gaan nie. Handelinge 10 word aangehaal om te sê ons kan enige kos eet. Vals. Dis nie waaroor Handelinge 10 gaan nie. Jy moet Handelinge 10 en 11 saam lees. Maar wanneer ons kyk na Markus 7 en ons kyk na die plekke waar Messias vir die Fariseërs sê, julle adders, julle hipokrate, julle sit laste op mense wat julle self nie volg nie. Dan word daar gesê, sien jy, gaan oor die Joodse wette. En dan word daar verwys na die Ou Testament. Vals. Tot op die diepste daarvan. Jy sien die Joodse wette staan bekend as die Oral Torah. Die mondelikse Torah. Die eintlik die regte naam vir die Joodse wette is Halakha. Gaan doen jou huiswerk. Dan sal jy sien ek is waar. Halakha. Die Halakha word geken as die mondelikse Torah wat mondeliks oorgedra is, wat later gekodifiseer is in die Mishnah, wat bestaan uit Talmud, die Pirkei Avot, met duisende midrashim, opinies, mensgemaakte wette. Nie die wette van God nie, nie die wette van Moses nie. Die Joodse wette is mensgemaakte tradisies en kulture en mensgemaakte wette. Die wet van God staan bekend as die Torah, wat net beteken instruksie. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Nie dieselfde ding nie. Selfs Paulus sê, ek onderhou nie die wet nie, maar ek is gehoorsaam in die wet. Dis 'n kontradiksie. Maar wanneer jy gaan kyk na die bronteks, dan sal jy sien, hy sê, ek onderhou nie die Halakha nie, wat die Joodse wette is, die Fariseër wette is. Ek is gehoorsaam aan die Torah, die wil van God. Wanneer jy Romeine, Korintiërs, al die boeke van Paulus gaan lees, uit die oogmerk uit van 'n rabbi wat dit skryf, in die vorm van 'n midrash, sal jy sien wat hy werklik bedoel, nie dit wat die kerke vir jou sê nie. As jy gaan kyk na doktrine, kom ons vat 'n eenvoudige een. 'n Vraag wat ek altyd vra. Jy sê, ons is nie meer onder die wette nie. Wat sê Jesus oor dit? Nog nooit iemand gekry wat daai vraag antwoord nie. Maar die verwysing wat hy het daaroor gaan oor Matteus 5 vers 17 tot 20. En let daarop, ek sê 15, Matteus 5 vers 17 tot 20. Sien, die kerk lees gewoonlik net vers 17 wat sê, voorwaar ek sê vir julle, ek het nie gekom om die wet of die profete tot nie te maak nie, ek het gekom om dit te vervul, wat die Afrikaanse Bybel sê. En dan stop hulle daar en sê, sien jy, dis vervul, ons hoef dit nie te doen nie. In die Hebreëse teks sê dit, ek het nie gekom om te lakor nie, ek het gekom om te lakayem. In die Griek sê ek het nie gekom om te kataloo nie, ek het gekom om te plero. Mense doen nie hulle huiswerk om te sien wat die betekenis is nie.
Maar jy moet Matteus 5 vers 17 tot 20 lees, om die konteks te kry, en jy sal sien dat Messias se opinie is dat die wette staande bly. En hy gaan nou dit validation gee. Matteus 7 vers 21 tot 23, en die dag sal kom dat hulle vir my sê, Here, Here, het ons nie in die naam geprofeteer nie, het ons nie in die naam gepredik nie, het ons nie in die naam gedit nie, het ons nie in die naam gedat nie, het ons nie in die naam, het ons nie in die naam, het ons nie in die naam. Wat sê Messias? Ek sal in hulle gesig vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van my af. Maar daar's twee dele wat die mense in die kerk nie aanhaal nie. Die eerste een is waar Messias in 7 vers 21 sê, hulle doen nie die wil van my Vader nie, daarom sal hulle nie die koninkryk beerwe nie. Wat is die wil van die Vader? Hy sluit dit af, vers 23 deur te sê, ek sal vir julle in julle gesig sê, ek het julle nooit geken nie, julle werkers van wetteloosheid. Gelees dit in die Grieks. En blykbaar nie belangrik genoeg nie. En jy sien, hier is die realiteit. Een van die grootste lesse wat ek geleer het in al hierdie jare wat ek betrokke is met die woord en ek bestudeer en met mense praat oor dit, is die oomblik wanneer jy iemand wat sy geloof geanker is in doktrine 'n antwoord gee, want om te sê konfronteer gee die verkeerde konteks. Die oomblik as jy hom of haar 'n antwoord gee wat hulle nie van hou nie, dan word hulle kwaad. Dan trek hulle daai masker uit van Jesus wat die ander wang draai. Want dan is jy 'n vyand. Dan tel die ander wang nie meer vir jou nie, ten spyte van wat die teks sê. Dan word jy die vyand. Dan word jy aangeval, jy word vervloek, jy word verskree, want jy is die vyand. Dit is strydig met wat die Messias sê, want wat maak dit nou saak wat hy sê? As 'n realiteit. Of jy glo in die God van die Bybel, of jy doen nie. Daar's nie 'n middelweg nie. Hy sê, inteendeel, en hier's 'n interessante een. Hy sê, as jy maar warm of koud was, Afrikaanse Bybel sê, as jy warm of koud was, maar nou is jy lou, nou gaan ek jou uitspoeg. Kom ek stel dit kras, soos wat die Hebreëus dit sê. Plaas dat jy warm of koud was, maar nou dat jy lou is, gaan ek jou uitkots. Dis wat die Hebreëse teks is. Dit sluit aan by Matteus 7 vers 21 tot 23. God sê, die uitverkorenes. Ek hoor die kerk is so verkondig, die uitverkorenes. Jy's 'n uitverkorene, dis 'n uitverkorene. Die Vader gee die definisies van wie die uitverkorenes is. Ons sien 'n baie goeie voorbeeld van die gebruik van die woord van my mense. En gaan nou vir julle sê waar die belangrikheid daarvan lê. In Hosea, ons gaan lees Hosea 1, sê die Vader vir Hosea, gaan trou met die hoer Gomer, want die volk het weggehoer van my af met hulle afgoderry. En dan noem die Vader 3 name, Israel, Lo-Ruhamah, Lo-Ami. Israel is simbolies van moeilikheid wat op jou pad kom, omdat jy besig is met dinge wat teen die wil van die Vader is. Lo-Ruhamah beteken, daar kom 'n punt wat hy geen meer simpatie met jou het nie. Dis wat Lo-Ruhamah beteken, geen meer simpatie nie. En dan gee hy vir jou titel. Once saved, always saved, sê dis nie waar nie, maar hierdie is wat God sê, dan kry jy 'n punt waar ek vir jou sê, Lo-Ami, jy is nie meer my mense nie. I disown you. Omdat jy afvallig geraak het. Nou staan 'n oomblik stil, en dink aan die God van die Bybel, wat vir die Israeliete gesê het, julle is my mense. Hy het hulle ingelei, deur die wildernis, hy het volhard met hulle. Hy het hulle in die beloofde land ingevat. Hulle het afvallig geword. Hy het die 10 noordelike stamme, deel van sy uitverkore mense,
het hy deur Assirië in ballingskap gesit. Juda, waaruit die Messias gebore is, het afvallig geraak. Hy het hulle 130 jaar na die 10 noordelike stamme, het hy hulle ook in ballingskap gesit in Babylonië. Hoe dan nou met die one saved, always saved? Daniel het geprofeteer dat hulle soontoe sal gaan en dat Koresh of Cyrus 70 jaar later sal kom en hulle red. En hulle sal laat teruggaan na Jerusalem toe. 5%. 5% van Juda het teruggegaan na Jerusalem toe. En God het dit laat goed gaan met hulle. Maar hulle het eventueel weer afvallig geraak. En God het hulle weer in ballingskap gesit vir 2000 jaar. 70 AD. Jerusalem vernietig, tempel vernietig, hulle in ballingskap gesit. 1948 in vervulling met die profete Esegiel en die ander van hulle, het Israel weer 'n volk en 'n nasie geword in die grondgebied wat vir Abraham gegee is. God kom sy woord na, ten spyte van wat die kerk sê. Dis die realiteit. Of ons verkoop ons siele aan die kerk en hulle doktrines, of ons glo in die woord van God. Nie een van ons het 'n verskoning vir ons ongehoorsaamheid nie. Die geskiedenis het bewys dat die Vader laat alles waar word soos wat hy sê, op die tyd soos hy dit sê. Bewyse daarvan? Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat, sê Messias op die kruis. Besef julle dat 1000 jaar voor hy hierdie woorde gespreek het, is dit geprofeteer deur Dawid. 1000 jaar. Die presiese woorde. Met die toneel van wat afspeel terwyl hy dit sê, geprofeteer 1000 jaar voor. Het gaan lees Psalm 22. Die uur van sy dood is geprofeteer voor dit. Die hele siklus van Messias se dood, opstanding, alles is geprofeteer 1300 jaar voor dit. Scary, maar waar. God het genoeg kloes gelos om te wys hy is God en sy woord is waar. Maar wat doen ons as mense? Ons doen presies dit wat Israel gedoen het. Ons vertrou op ons kerkleiers, on my dominee wat my God word. Of in die Constantinian kerke, Paulus wat my Messias word en Jesus wat eenkant toe geskei word. Want Paulus het gesê, my vraag bly, wat sê Messias oor die wet? Ek het nog nie een Constantinian kerk lid gekry wat dit vir my kan antwoord nie, maar hulle kan baie vinnig vir jou sê wat Paulus gesê het. En ek sê hier prontuit, dit is vals. Van nommer 1 moet jy weet wat sy style Paulus skryf. Hy het 'n Midrash geskryf. Hele boek Romeine is Midrashim. In die styl van Midrash sê hy sekere dinge. As jy die hele Romeine deurlees, kan jy nie met jou argumente wegkom nie. Maar omdat jy vers seleksie doen, wat jy met valsheid na vore kom. Jy, dominee, predikant, wie ook al jy is. Vals. God sê in Openbaring 14, en hier is die punt. Openbaring 14 is Judgment Day vir die 1000 jaar koninkryk. Luister mooi wat ek sê. Judgment Day, Openbaring 14. Daar speel 'n toneel af. Die seun van die mens, wat die titel is van die Messias, sit op die wolk. Die engel sê vir hom, vat jou sekel en oes. En hy oes en die oes word ingewin na hom toe. Net daarna word daar vir 'n ander engel gesê, vat jou sekel en oes, want die oes is ryp. En daai engel oes. En daai oes word in die parskyp van God se woede gegooi. Dis die konteks van Openbaring 14. Dis in ons toekoms. En wat sê God in Openbaring 14:12? Hy sê dit is hier
waar my mense, sê God aan die woord, moet volhard. En dan gee hy die definisie van wie sy mense is. Nou, alvorens ek hy definisie gee, kom ons gaan terug na Hosea toe. Israel, Lo-ruhamah, Lo-ami, nie meer my mense nie. Die titel van God se mense, die wat geken word in Hebreëus as Hakadoshim, the separated ones, die uitverkorenes. Sy liefdestitel is Ami. Dis 'n liefdesomhelsende titel wat God gee om te sê, julle is myne. Ami, my mense. Wie is my mense, sê hy? Die wat my gebooie onderhou en vertrou op die Messias. Nee. Maar die kerk sê vir jou, ons hoef nie God se gebooie te onderhou nie. Hulle maak dit af as die wette van die Jode. Dis vals. Doen jou huiswerk. Maar ek en jy as gelowiges het die keuse of ons gaan luister vir die kerk of ons gaan kyk na God se woord. Wanneer ons kyk na die boek Micha, dan sien ons, as jy eerlik kyk na die boek Micha, sien jy Micha afspeel in die land nou, soos ons hier sit. Interessant genoeg, die sondes wat God aanspreek in Micha, wat die oordeel bring van ballingskap, korrupsie in die kerk, korrupsie in die regering, vals profete, vals doktrine, afgoderry volgens God se definisie, nie dit wat die kerk jou probeer vertel nie. Afrikaanse Bybel sê, God kan afkom en die heuwels betree. Die Hebreëus sê, Vedarak Abamata. Hy gaan afkom en die plekke van aanbidding vernietig, vertrap, nie betree nie. Hy gaan dit vernietig. Hoekom? Vals doktrine, vals profete. Ons almal in hierdie land is onderhewig aan Micha se profesie. Gaan kyk bietjie, Micha 2 begin sommer met expropriation as 'n simptoom van 'n korrupte regering. Nee, expropriation. Gaan lees verder. Is nie net expropriation van grond nie, maar dis expropriation van erflating. Die wegneem van mense se alles. In daai selfde ene sê God, julle vals profete wat vir die mense verkondig wat hulle graag wil hoor, ek kom vir julle. Mense, of ek en jy vat die woord van God ernstig op, of ons maak 'n joke daarvan. En jy mag dink, ek maak 'n ligte punt daarvan, onder geen omstandighede nie. God sê wat hy gaan doen. Hy bewys tot en met vandag, dat hy elke deel van wat hy sê gaan waarmaak, tot op die punt en die minuut. Wat ek sien 'n kerk wat speel met mense se geloof. Wat kanse vat met 'n God wat nie so liefdevol is met daai tipe mense soos wat die kerk verkondig nie. Dit wat ek lees in die Bybel, maak 'n joke van liedjies soos Come Jesus, Come. Want as jy gaan kyk wat die profesie sê, wat God sê, wat Messias sê, dit gaan 'n dag wees wanneer daar geween word. Maar miskien is ek en jy gered. Is miskien jy en nie ek nie. Maar daai familie van jou vir wie jy so lief is, daai kinders van jou wat so dwaal in die kultuur wat daar nou is, not so much. Gaan 'n dag van ween wees. Sien, hier is die realiteit en ek sluit af met hierdie gedagte. Die God van die Bybel sê, as jy my genade wil hê, dan moet jy 'n verhouding hê met my.
Ek sê weer, as jy God se genade wil hê, moet jy 'n verhouding hê met hom. Once saved, always saved, vals. Jy moet 'n verhouding hê. 'n Verhouding is iets waarin jy aanhou werk. Kyk 'n bietjie hoe werk dit uit vir jou as jy vir jou vrou sê, ek is jou man, en dan gaan loop jy rond soos jy wil. Kyk hoe werk dit vir jou. As jy dink God se jou verhouding met God is anders as dit, kyk hoe werk dit vir jou. Sluit af nou finaal met hierdie ding. Hierdie gesprek wat my vriend met my gehad het vandag, het my by 'n punt gebring van nou more. Ek het tot hiertoe het ek my geloof geleef, soos ek hom uitleef, in vrede. Ek het ander mense uitgelos. Ek het hulle doktrines nie aangevat nie, want ek voel, elke mens het die keuse. Maar hier is die realiteit. Niemand vertel vir almal wat sê die Bybel werklik nie. En daai dwaling word afgedruk in mense se kele in soveel so dat dit met haat gedoen word, soos wat ek vandag ondervind het. So wat ek nou gaan doen, is ek gaan op die kanaal, gaan ek self doktrines aanvat. Ek het goeie vriende wat graag wil saampraat. Ek gaan gaste nooi, ons gaan dit bespreek, en ons gaan elkeen van daai heilige koeie, gaan ons afslag in die velle hang teen hierdie mure as trofees. Daai doktrines van die kerke, en ons gaan vir hulle uithaal en wys presies wat dit is. Vals. My advies aan almal is, steur jou nie aan my nie. Gaan kyk na die Bybel jouself. Daai predikant wat jy dink is so heilig, gaan toets hom, want dis 'n instruksie van God af. Miskien is dit nie vir jou belangrik nie, vir my is dit. En daarom sê ek, toets my aan dit wat ek sê. So of jy daarvan hou of nie, kyk na my video's, toets my aan dit wat ek sê. Nie volgens my konteks nie, nie van my woord af nie, nie van my benadering af nie, maar dit wat jy vind in die teks, die ware betekenis van die woord. Maar ek gaan nie doekies omdraai nie. Ek gaan nie vir jou 'n sagte boodskap gee omdat jy 'n vriend is en ek jou saggies jou gevoelendheidjies wil spaar nie, gaan nie gebeur nie. Want die gevolge van dwaling is vernietigend. En ek gaan nie deelneem aan daardie proses nie. Ons is toe nou nie so oulik soos ons dink ons is nie. En daai vals God wat ons geskep het, wat ons Jesus noem, wat ons om die skouers vat en sê, my bra, ek is sorry. En hy sê vir jou, ag, moenie worry nie, is okay. Dis vals. So kom ons, vat hierdie, ons kyk waar dit gaan. Geen nie om wat jy van my dink nie, geen nie om wat jy van my sê nie, is vir my irrelevant. Maar ek gaan jou konfronteer met die valsheid wat jy daar buite sit en mense mee vernietig. Hierdie valsheid moet stop. Dit gaan mense se ewige lewens kos. Kom ons kyk waar hierdie kanaal gaan. Geseënde aand vir julle.